En so val die jacaranda blommetjies. Oktober, die mooiste maand. Eksamentyd. En ek wil tog vir die kinders en vir die mammas en die pappas daar wat eksamen skryf sê, moenie van alles 'n issue maak nie. Go with the flow. Ek sien hoe die bytjies hier tussen die blommetjies wat selfs al afgeval het, tel hulle nog die nektar op. En ek kyk so na hierdie blou kol wat hier lê, of perskol, en ek sê vir myself, Kirsten, iewers gaan jy hierdie blare moet by mekaar hark en iets met hulle maak. Anders gaan dit laterand net so hoop word en ek gaan nie met die karrie kan afry nie. En dis soos issues, né? As jy ou hulle nie hanteer nie, as jy nie die probleme oplos nie, as jy nie die challenges iewers te verwerk en verbykry nie, dan word dit net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. Mag hierdie eksamentyd 'n wonderlike tyd vir elke mens wees wat rekenskap gee. Dat die Here by jou sal wees, dat hy jou sal vashou. Liewe kinders, onthou, jy skryf nooit eksamen sonder die Here wat by jou is nie. So lekker om vanmôre saam met julle te wees. Savior, I come, quiet my soul. Remember redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held deep, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. En dit bring ons weer terug hier na Matteus 20 toe, waar die Here juis met sy disippels praat oor issues. En onthou nou, kom ons sê net weer, 'n issue is wanneer jy van 'n molshoop 'n berg maak. 'n Issue is wanneer jy 'n kwessie het wat moet bespreek word, maar jy kry nooit 'n oplossing daarvoor. En dan word jy 'n issue mens. En die issues word al hoe meer. Hierdie Azalia moet van sy blommetjies ontslaa raak iewerste. Hulle moet afval. Hy kan nie vir ewig blom nie. En die Here praat hier weer met sy disippels oor hierdie ding. 'n Mamma wat 'n issue het en haar seuns wat 'n issue het en die ander disippels wat 'n issue het oor wie kwansuis nou die belangrikste is en wie gehoor moet word en wie nie gehoor moet word nie en wie die naaste mag sit en wie die verse moet sit en wie eers saam met Jesus mag eet, wie nie saam met. Ag, kom ons dink net aan al die issues van hierdie klomp mense, uitverkore mense. Witbrood onder die arm mense. Maar hulle is nie tevrede nie. En nou word die hele 12 disippels saam met Jesus en die mammas wat betrokke raak en 'n hele gemaal word amper 'n toksiese omgewing. Waar daar vryheid en waarheid en redding en genesing moes plaasvind, is hier gemaal. Issues. Challenges.
wat eintlik nie challenges moet wees nie. Doen dit net op die regte manier, dan is dit nie 'n challenge nie. Nie regtig 'n challenge nie, dis slegtigheid wat dit veroorsaak het. En nou praat die Here met hulle en ek wil vanmôre vir julle hierdie ding sê. Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle baie kwaad vir die 2 broers. En natuurlik vir die mamma ook. Hoe durf julle hier kom voordeel soek? En 'n ou sou nou dink dit was 'n righteous anger hierdie. Maar eintlik was hulle kwaad omdat hulle nie geken is nie, omdat hulle nie ingetrek is nie, omdat hulle nou moontlik uitgerangeer gaan word. Die Here gaan nou 'n voordeel vir daai persoon gee bo my. Hoe doen mens dit? Hoe bevraagteken 'n mens die lewende God, Jesus Christus, se regverdigheid? En dat hy elke mens waardig en met meriete sal gaan hanteer. Hoe bevraagteken jy die integriteit van God homself? Want dis wat hulle doen toe hulle kwaad word. Hulle bevraagteken sy integriteit. Hulle bevraagteken die manier waarop hy hierdie ding gaan hanteer. Dat hy soos hulle is. Dat dit nou 'n issue gaan word. En dat elke byeenkoms, met elke nabykom, met elke praat, met elke dit, met elke dat, met elke so, en met elke hier, en met elke genesing, gaan daar eers 'n gemaal wees rondom wie staan voor en wie staan nie voor nie. Daarom roep hy hulle by mekaar, en hy sê nee mense, ek is nie so nie. Julle is so, maar julle moenie so wees nie. Julle moet minder word. Ek wil oor die laaste paar dinge praat, wat hierdie toksiese, giftige ding van issues kan verander. En ek wil hulle vir julle noem, verneder jouself, word nederig. Weet julle hoe verander 'n mens issues? Become humble. En is dit nie een van die grootste dinge wat die Here vra, dat ons onsself moet verneder nie. Hy sê dit hierso. Elkeen wat in julle kan groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Papa, probeer dit bietjie in jou huis. Mamma, kinders, probeer dit bietjie daar by die werk. Word die minste, begin dien. Nie so maklik nie, né? Wat is die eis van die skrif? Dis die reël goue reël wat deur die woord van God loop, wat ons moet implementeer. En dit gebeur nie in kerke nie. Almal maal daaroor wie's leiers en wie's nie leiers nie, en wie's belangrik en wie sing die mooiste en wie praat die beste en wie speel die beste. Geen wonder daar soveel issues en bekleierery ook onder gelowiges nie. Verneder jouself, word nederig, sê die Here vir hulle. Wees dankbaar, sê Jesus vir hulle. Kom hier julle, besef julle hoe bevoorreg julle is. Besef julle dat julle uit die hele wêreld gekies is. Nie op grond van meriete nie, op grond van genade. Korreltjie genade wat ek op jou geplaas het. Kom kies ek, mevrou, mamma, kies ek jou 2 seuns. Maar dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg dat hulle in die binnekring van die almagtige God kan beweeg nie. Dis nie genoeg dat hulle al die wonderwerke, dis nie genoeg dat hulle wysheid en insig en horisonne verbreding kry wat geen ander mens ooit kon kry nie. Die bevoorregste 12 mense in alle tye van die geskiedenis. It's not enough. Hoe is dit met jou? Niks is ooit genoeg nie. Kan net nie dankbaar wees nie. Ek wil afsluit in hierdie reeks
met die allesomvattende een. Erken die fout wat jy maak deur van alles 'n issue te maak. Erken dat jy belangriker is as die om jou. Erken dat jy nog nie in jouself gesterf het nie. Want dit is die sleutel. Die Here praat net hierna, jy moet jou kruis opneem en jy moet hom volg. Jouself prysgee. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie bereid is om sy lewe te verloor, sal dit behou. Dan sê hy vir hulle, elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Gee prys. En dit wat vir jou 'n issue was, gaan sommer net van self gebeur. Is jy bereid om daai tree te gee? Want dit vra dat jy saam met hom gekruisig moet word. Dit vra dat jy die me, myself and I aan kant moet skuif. As jy bereid om dit te doen. Want dan word jy 'n maintenance-free, issue-vrye kind van die Here. En weet julle wat se kragtige dinge kan jy dan vir die Here doen? Weet jy hoe kan jou gesin groei? Weet jy hoe kan jou kinders groei? Weet jy hoe kan jou besigheid groei? Weet jy hoe kan oral waar jy kom 'n impak wees? Ontvang vanmôre die seën van die Here. Amen. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, and you restore every heart that is broken. Sing it to him. Great are you, Lord, 'cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, sing it out. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our